Hallo almal, baie welkom by One and Only You, Edutainment with Ella. Ek gaan vandag vir julle nog 5 kinderboeke wys, waaroor die kinders sal mal wees. Die eerste boekie wat ek vir julle wys in geen spesifieke volgorde nie, is Avonture op die plaas. So hierdie boek het ook genoeg stories in en pragtige prente in, wat die kinders se aandag sal boei. Ek lees graag vir julle die agterblad. Boer Frans se plaas lê lekker knus langs 'n klein stroompie, ver van die stad af. Op die plaas bly baie diere gelukkig saam. Lees in hierdie pragtige boek met sy kleurvolle illustrasies van al die diere se avonture. So, hulle sê nou nie of dit die tekeninge is of die stories nie. Ek neem aan die tekeninge sowel as die stories is deur Isabella Camino en Delphine Lacharon. Vergewe my as ek dit verkeerd uitspreek en die uitgewer is Fantasie. Dan het ek vir julle nog 'n kinderboek hierso vandag, Die mooiste Afrikaanse sprokies, deur Pieter W. Grobelaar en Sean Verster. Nou, hierso is ook baie kinderstories in, oor genoeg stories in hierdie bundel, met pragtige prente, regtig 'n lekker boekie, om vir die kinders te lees, of vir die kinders om self te lees. Die mooiste Afrikaanse sprokies, vir die eerste keer in 1968 uitgegee, met herdrukke in 1984 en 1993, spog nou met 'n splinter nuwe baadjie. Dan moet ek net ook sê, die stories hierin is ook medium lengte, heeltemal lank genoeg, goeie waarde vir geld, elke liewe storie in hierdie boek. Hierdie verhale het deur die jare gewild en bemind gebly, as deel van die rykdom van Afrikaanse volksvertellings, wat benewens nuutskeppinge geleen het van die Wes-Europese kultuur, die Oosterse kulture en die res van Afrika. Baie van die Oosterse invloed het uit die geleedere van die Kaapse Maleiers gekom en die Afrika-invloed van die San en Khoikhoi en verskeie swart stamme. In hierdie bundel vind ons die immer geliefde jakkals en wolf stories, Hasie Kalbassie, Brommer en By, Tyl Uilspeel, wat het so geniet om menslike swakhede aan die kaak te stel, en talle ander. Stories vol sprankel en humor, wat oud en jonk baie plesier sal verskaf, deur baasverteller Pieter W. Grobelaar, kenner op die gebied van Afrikaanse volksverhale. Die uitbundige illustrasies deur Sean Verster dra uitstekend by tot die vermaaklike aspek van die verhale. Nou, ek stem 100% saam, dit is 'n baie vermaaklike boek en definitief 'n moed vir jou boekrak. Dan het ons nog 'n bundel met kinderstories, Die Skatkis van Dierestories, geïllustreer deur Rocio Martinez. Ek lees graag vir julle die agterblad van hierdie boekie, Die Skatkis van Dierestories. Hierdie pragtig geïllustreerde versameling bevat stories van reg oor die wêreld, van Aesopus se klassieke fabels tot volksverhale uit Afrika. Lag vir Slim Hasie se streke, ontdek die grootste padda ooit en ontmoet die onvergeetbare, ongeskikte renoster en natuurlik nog 'n hele klomp ander stories. Hierdie stories is ook baie goeie waarde vir geld. Die stories is lank genoeg, daar is genoeg stories in en die prente is kleurvol. En die stories het definitief ook baie goeie lewenslesse. So, skaf gerus vir jou hierdie boekie aan, as jy wil lekker lees en goeie waarde vir geld wil hê. Dan hierdie is 'n boek wat ek vreeslik baie geniet het,
die serpvoëls en ander avonture van Elka en Anka, geïllustreer deur Alida Botma. En die boek is geskryf deur Gretel Weibenga. En dit is uitgegee deur Lapa. So ek lees graag vir julle die agterblad van hierdie boekie. Dit gaan basies oor 2 dogtertjies en al hulle verbeeldingryke avonture. Elka en Anke is 'n tweeling, maar hulle lyk nie presies eenders nie. Hulle woon op 'n plaasdorpie naby die stad en saam met Karnali die hond, Maraai die kat, Tian van Graan met sy hond op wiele en die verbeeldingryke ouma Faai beleef hulle hope avonture. 'n Bundel propvol bekoorlike stories oor die pret van kind wees. Baie lekker, baie oulike boek, goeie waarde vir geld, al die stories is lank genoeg en selfs aan die einde van elke storieetjie is daar 'n kort bladmusiek stukkie met die regterhandse note vir 'n liedjie vir elke storie. Vir die van julle wat in musiek belangstel of dalk instrumente bespeel, dan my 5de boek wat ek vandag vir julle wys, al hierdie boeke is in geen volgorde nie, is die Nimmer in die Nimmer Immer Bos, oorvertel deur Linda Rode en geïllustreer deur Fiona Moody. Nou net soos wat ek in die ander video vir julle vertel het van die Marula Boom stories, daardie boek wat 'n pragtstuk en 'n moed is vir jou boekrak met sy glansbladsye. Net so wil ek amper sê is hierdie 'n moed vir jou boekrak. Al hierdie bladsye binne-in is weer nie glansbladsye nie, maar heeltemal mat, as ek dit so kan stel. Dit is pragtig, die bladsye binne-in, hulle voel so lekker. Dit voel amper soos die papier wat jy gebruik wanneer jy op waterverf skilder. En julle kan ook seker sien hoe dik hierdie boek is. So uit regtig baie stories in. Net soos al die ander boeke, is die stories ook lank genoeg en dit gaan oor 'n verskeidenheid onderwerpe. Van die stories laat jou lekker lag en die prente hierin, nodeloos om te sê, is pragtig. Dit is sulke sagte waterverfkleur prente. Ek sal sê elke storie het sy eie prent of nog meer prentjies en elke storie omtrent het ten minste een vol bladsy lengte prent. Ja, dit is uitgegee deur Tafelberg en ek lees graag vir julle die agterblad van hierdie. Reis saam na die Nimmer Immer Bos, waar 'n durende wêreld van stories op lesers, jonk en oud wag. Hier is 60 verhale byeengesoek en oorvertel deur sprokiesliefhebber en samesteller van kinderboeke Linda Rode. So beplan dat die kleintjies vir wie daar voorgelees word, sowel as ouer kinders wat self lees, eweveel plesier aan die boek sal hê. Dis 'n omvattende bundel wat die kind se belewing van die wye wêreld van sprokies en ander folklore sal verruim. Kort brokkies, kommentaar aan die einde van elke storie, dui die lande van oorsprong aan en plaas die verhale uit Afrika, Europa, die Ooste en ander wêrelddele in konteks met mekaar. Fiona Moody is internasionaal bekend as illustreerder. Haar evokatiewe illustrasies is droë naald etse wat met die hand gedruk en daarna geverf is. 'n Moeisame proses wat meer as 2 jaar geverg het. Die resultaat is betowerend en maak van die boek 'n kunsskat
vir elke kind wat bevoorreg genoeg is om dit te ontvang. Ook verkrygbaar in Engels as In the Never Ever Wood. Dis uitgegee deur Tafelberg en ja, dis lekker om te kan afsluit met so 'n pragtige boek. Baie dankie dat julle saam gekyk het en onthou altyd jy is die enigste jy. You are the one and only you. Daar's 'n sekere bydrae wat net jy kan maak in hierdie lewe. Gaan uit en gaan maak 'n verskil. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Tot ons mekaar weer sien. Bye bye.